Nou vriende, toe ek stil word en ek begin die Here vertrou vir 'n woord. Toe kom ek by 'n gedeelte in die woord van die Here wat my 'n tydjie gelede so getref het. Nou ek het nou so 'n bietjie ondervinding. Daar's nou een ding wat ou André nie kan doen nie. Jong André moet nou nie dink is nie dat ek sy pa pik nie. Jong André is net so erg, hy kan ook nie darts speel nie. Altyd van hulle is ewe useless as dit kom by darts. Maar ek het, toe ek so begin lees in die woord van die Here, kom ek by die gedagte van Psalm 127. En ek gaan vir ons daar saam lees in die woord van die Here. Psalm 127 vers 1. En hier lees ons nou nie van veerpyltjies nie. Darts, vir die ouens wat nou nie soos hom wil dink nie. Hier lees ons van ander pyle. Maar 'n baie kosbare gedagte wat die Here vir ons hier kom wys. Psalm 127 vers 1. Hy sê, as die Here die huis nie bou nie, te vergeefs werk die wat daaraan bou. As die Here die stad nie bewaar nie, te vergeefs waak die wagter. Te vergeefs dat julle vroeg opstaan, laat opbly, brood van smarte eet, net so goed gee hy dit aan sy beminde in die slaap. Kyk, seuns is 'n erfdeel van die Here, die vrug van die moederskoot is 'n beloning, soos pyle in die hand van 'n held, so is die seuns van die jeug. Gelukkig is die man wat sy pylkoker daarmee gevul het. Hulle sal nie beskaamd staan as hulle met vyande in die poort spreek nie. En dit is vir my kosbaar. As 'n mens na hierdie gedeelte kyk en dink, die beeld wat vir ons hier oorgedra word. 'n Vers wat gebruik word om vir ons te wys op kindertjies, wat God aan ons kom toevertrou. En daar die eerste vers wat ons gelees het, word baie keer aangeraak, en dan sê ons dat dit gaan oor die huis van die Here wat die Here bou, en dis hy nie bou nie, dan word daar nie gebou nie, en as hy nie werk nie, word daar nie gewerk nie. Maar dit is baie meer spesifiek hier relevant op elke een van ons huise. En daarom wil ek in hierdie dag vir 'n oomblik so 'n bietjie stil staan by die woord wat ons hier vind in vers 4. Voor ek kom by die vers kom, daar's 'n ou in die gemeente, ou Robert. Nou hy speel nie darts nie, hy speel met regte pyle. En toe ek nou so 'n bietjie eendag sit en ek kuier by ou Robert toe, kom ek agter, dis 'n baie meer tegniese ding om te werk met hierdie pyle van 'n pyl en boog, as wat jy ooit in jou lewe kan dink wat daar ingesit word. Dis met groot vernuftigheid wat daar aandag gegee word. Hy sê die eerste ding wat gebeur wanneer jy by so 'n klub aansluit om te begin deelneem aan 'n liga, is jy moet jou eie boog maak en jy moet jou eie pyle maak. En jy moet deur daardie proses gaan om dit te verstaan, want as jy dit nie gedoen het nie, kan jy nie deelneem aan die liga nie. Nou sê die woord van die Here vir ons, soos pyle in die hand van 'n held, so is die seuns van die jeug. Ja, vriende, elkeen van ons se kinders is pyle in ons hande. En daarom wil ek met u praat oor die tema en die gedagte in hierdie môre, pyle vir God se eer. Pyle vir God se eer. Vanmôre kon ons deel hê aan 'n doopgeleentheid. Nog 'n pyl in die pylkoker. Nog 'n geleentheid vir 'n kindjie om toegewy te kan word aan die Here. En in ons doopgesprek het ons baie ernstig by dit uitgekom, dat daar so 'n verdraaide beeld is van wat ouerskap in ons dag is en die verantwoordelikheid rondom so doopgeleentheid. En ons het vir mekaar gesê, ons moet onthou, dit is nie ons wat net hier na toe kom en ons kom maak 'n belofte voor 'n gemeente nie. God is hier teenwoordig. En ons staan voor die lewende God as ons hierdie belofte maak. En baie mense kom staan baie maal en maak baie beloftes. En ek het al baie keer hierdie fout in my eie lewe gemaak. En ek dink as ons eerlik gaan wees mekaar, gaan ons agterkom, ons het baie maal hierdie fout gemaak in ons lewens, dat ons beloftes voor die Here maak met geen intensie om die belofte te hou nie. En so gaan dit baie maal in ons geestelike lewens ook. En ek praat van ondervinding, want ek het al baie keer in my lewe die fout gemaak om te bargain met die Here. En ek sê dit met skaamte. En eintlik was ek eenvoudig maar net besig om God te probeer manipuleer. Dis eintlik wat diep in die hart aan die gang is. Jy sien, as die Here my maar net kan gesond maak, dan sal ek baie meer kerk toe gaan.
As die Here maar net my besigheid kan deurhaak, dan sal ek baie meer doen vir die koninkryk van die Here. As die Here maar my net kan genade bewys, dan sal ek meer gee vir die saak van die Here. En ons gebruik baie van hierdie woorde wat uit ons uitvloei en ons bereken oor die prys van hierdie woorde nie. En ons baie keer geen intensie om dit regtig te hou nie. Dat my nogal dink aan goed soos die gelofte. Dinge waarin ons baie maal woorde spreek, baie maal dinge doen en ons bereken nie die prys van dit wat ons beloof nie. En baie mense leef vir my genot, vir my geluk, vir my satisfaksie. En jy kan ook dalk daardie fout in jou lewe al gemaak het, want ja, jy kan leef vir die tydelike, en jy kan leef vir die wêreldse, en jy kan leef vir die hier en die nou, en ons kan baie beloftes uitspreek, en ons kan baie dinge sê, en eintlik is ons maar net besig om te probeer om God te manipuleer. Nou ons het in hierdie gesprekke baie gepraat oor die gedagte, dat die doop is nie maar net 'n belofte wat gemaak word, wat ons maar net halfpad kan onderhou nie. En elkeen van die woorde wat ons voor die Here baie maal uitspreek, is nie maar net woorde wat ons kan uitspreek, om dit maar net halfpad te onderhou nie. En ek weet ons as mens bereken nie altyd mooi die prys nie, so ons doen 'n ding en ons sê 'n ding en ons besef nie die impak van hoe groot dit eintlik is nie. En ons het vir mekaar gevra, as ons dan net 50% van hierdie belofte onderhou, om 'n kindjie groot te maak in die weë van die Here, en die Here kom eis daardie belofte van ons, en hy gee dan net 50% van die antwoord op daardie belofte vir ons. Hoe sal ons dan reageer? Wat sal jy maak as die Here net 50% van jou besigheid sou spaar? Wat sal jy maak as die Here net 50% van jou gesondheid spaar? Wat sal jy maak as die Here net 50% van jou huis spaar? Of dalk nog minder baie maal as ons regtig eerlik moet wees. Deuteronomium 23 vers 21 sê, as jy aan die Here jou God 'n gelofte doen, moet jy nie versuim om dit te betaal nie. Want die Here jou God sal dit sekerlik van jou eis, en dit sal sonde in jou word. Elke keer as jy 'n woord gespreek het voor die Here, met geen intensie om dit regtig te onderhou nie, sê die woord van die Here, God sal dit van ons eis. Nou ek het 'n paar keer hierdie ondervinding in my lewe gehad, maar daar's op een stadium in my verwaandheid het ek totaal verkeerd opgetree. En ek het beloftes voor die Here gemaak as die Here net voorsien. En ek het op 'n stadium vol van myself met groot bravade in die kerk gesê, dominee, my tiende is te groot vir dit en vir dat. So sê my wat ek kan koop en koop ek dit vir jou, sit dit by naam bo aan. En dan die stadium toe ek moet betaal, toe ek moet doen wat my belofte was, toe het ek baie verskonings. En ek stap die volgende dag by die werk, en toe ek by die werk instap, toe roep hulle my in die finansiesdepartement toe en sê, hoorie, hierdie 3 kliënte van jou kan ons nie opspoor nie, as hulle nie teen die einde van die maand opgespoor word nie, trek ons daardie geld van jou salaris af. En letterlik R28, meer as wat ek beloof het aan die Here en nooit gegee het nie, word aan die einde van daardie maand van my salaris afgetrek. En die Here herinner my aan hierdie woorde, van die beloftes wat ek maak, met geen intensie om dit te onderhou nie. En God kom en hy kom eis daardie belofte. En dan dien ons baie maal die Here, maar net so halfpad. Net 'n Sondagoggend, of miskien 1 keer 'n maand, of miskien 1 keer 'n jaar, dalk net troues en begrafnisse. Nee, ons dien die Here net sulke stukkies, wanneer dit vir ons gemaklik is, wanneer dit vir ons goed is, en wanneer dit vir ons lekker is. En ons dink, ons kan God manipuleer met 'n bietjie godsdiens. Ja, ons lees so nou en dan so 'n stukkie Bybel as ons regtig 'n antwoord nodig het. Ja, ons bid nou en dan wanneer ons regtig nood het. Ja, ons beleef dat ons kan maar net aangaan, en eintlik probeer ons maar net God manipuleer deur ons optrede. Ons maak beloftes by troues. En as ons kyk na ons lewe dan jare later, was dit 'n belofte wat ons gemaak het, en eintlik na die 2de en die 3de en die 5de huwelik, was dit nooit gewees met die intensie om dit te hou nie. Ja, het was dalk die intensie, tot jou my raak, dan verander dit. By doopgeleenthede is daar baie keer mense wat hierdie beloftes voor die Here maak, maar nooit die intensie om regtig 100% dit te onderhou nie. Wat as die Here moet omdraai en daardie belofte wat jy gemaak het, van jou moet eis? Wat 'n deel
van die kindjie wat jy gedoop het, sou jy eerste wil gee. Baie keer gebeur dit met lidmaatvoorstelling. Ons maak beloftes. Ons gee hierdie toewyding. Ons is bereid om hierdie pad te loop. Ons erken daardie belydenis. Maar ons verloor spoed. By belydenis van geloof, by begrafnisse, baie keer net voor die eksamen, net so voor die eksamen daar kom, net so voor die volgende toets daar kom, maak ons baie beloftes, maar hou ons by daardie beloftes vir elke finansiële jaar einde, vir elke SARS audit, en ons kan aangaan tot einde van daartoe, oor al die kere wat ons soveel keer woorde spreek met geen intensie, om het regtig te onderhou nie. Nou hierdie gedeelte is kosbaar, want die skrywer kom hier, hy bring vir ons 'n beeld van jou en my kind, wat soos 'n pyl is in 'n pylkoker. En ons moet baie versigtig wees oor hoe ons hierdie kinders wat die Here aan ons kom toevertrou het, opvoed. Want hulle opvoeding is nie maar net nog 'n opvoeding nie. Dis nie maar net vir ons sukses en vir ons genot nie. Nee, ons kinders is deur God aan ons geleen en hulle is vir ons gegee vir hierdie een enkele doel om hulle voor te berei om die pyl te wees wat God hulle bestem het om te wees. En ek neem jou terug na die begin van die Bybel toe. In Genesis 1 vers 27 praat God met Adam en Eva en hy sê vir hulle, God het die mens geskape en na sy beeld en na die beeld van God het hy hom geskape. Man en vrou het hy hulle geskape en God het hulle geseën en God het vir hulle gesê, wees vrugbaar en vermeerder en vul die aarde. Die heel eerste opdrag wat die Here vir die mense kom gee het, is om die aarde te vul en te vermeerder, om kindertjies te hê, om lewe te bring, om daardie lewe te kan koester en daardie lewe wat God kom gee dan op te voed en op te wek en te lewe, sodat hulle sal wees vir die eer van die Here. In Genesis 9 vind ons, en God het Noag en sy seuns geseën en hulle gesê, wees vrugbaar en vermeerder en vul die aarde. Vir 'n tweede maal kom die Here, na die groot vloed, daar's net 8 mense oor en God sê vir hulle, gaan en vul die aarde, maak dit meer, hê kindertjies. Want God se behoefte was dat daar 'n geslag in die lewe sal kom, wat vir God se eer sal leef. Dis die basiese doel van jou en my skepping. Dis die primêre wil van God vir jou en my lewe. Baie maal leef ons die lewe met geen intensie om regtig by dit uit te kom nie. En hoe skrikwekkend is dit nie? En daarom kom die Here en hy kom gee vir jou en vir my 'n kindjie. 'n Ou bloetjie. 'n Ou sonneblommetjie. Daardie ou pragtige dingetjie wat die dokter gesê het, ja. Ons spot baie keer en sê ons maak dood en dan dink ons hulle sê maak groot. Kinders is soos pyle in 'n held se hand, sê die woord van die Here. Vers 4 beklemde dit vir ons so baie mooi. Die vraag wat ons onsself moet afvra is ons hande, helde hande. Want dis wat nodig is in ons dag. Laat hierdie 2 hande van jou en my waardeur ons kindertjies gaan, helde hande sal wees, want as jou hande nie helde hande is nie, dan kom daar wrakke uit my huis uit. En in plaas van dat my lewe so gelewe sal wees, wat getuig daarvan, dat dit helde hande is, wat hierdie kindertjies kan opvoed in die weë van die Here, vir die eer van die Here, vir die koninkryk van God. As is baie meer gefokus op dit wat die lewe het om te bied. Ja, jou kind is nie 'n toevallige geskenk van die Here af nie. Die woord sê hulle is 'n beloning van God af. Hulle is pyle wat deur God aan ons gegee is, aan ons toevertrou is, sodat hulle daar die een enkele teiken in die lewe kan bereik vir die eer van die koninkryk van God. En die vraag wat ons onsself moet afvra is, wat is jou en my visie vir die pyl wat God vir ons gegee het in die pylkoker van jou gesin? Want weet jy, 'n pyl is 'n wapen, hè? Jy het ooit in jou kind gedink dat jou kind 'n wapen is. Maar nie 'n wapen vir my om iemand anders seer te maak nie, 'n wapen vir God se koninkryk, vir God se eer en vir God se lof. God gee vir jou en vir my 'n kindjie om vir hom 'n wapen gereed te maak. En hy gee hierdie kindjie vir jou vir jare lank, so lank as wat God dit toelaat. En hy gee dit met hierdie doel dat hulle deur hierdie opleiding gaan, deur jou 2 hande sal gaan, sodat aan die einde van dit alles dat hulle 'n wapentuig vir God sal wees.
om net een doel te bereik, en is om die teiken te bereik van God se wil. En eintlik moet ons vir 'n oomblik by dit stil staan. 'n Tydjie gelede het ons gepraat oor Josua, wat gesê het, ek en my huis, ons sal die Here dien. Nie halfpad nie, nie 3/4 nie, volspoed. En jy moet vandag baie mooi hoor. Die Here kom en hy kom skenk ons hierdie gawe van nog 'n pyl in 'n gemeente. En het ons een massiewe groot verantwoordelikheid oor wat ons doen met die pyle wat God in hierdie gemeente vir ons kom skenk. Want hierdie gemeente bly verantwoordelik vir elkeen van hierdie wat God aan ons kom skenk, om hulle so deur ons hande te laat gaan, sodat hulle daardie pyl kan wees, wat gebalanseerd is, wat reg is, wat die mikpunt en die doel en die teiken kan bereik. Soos pyle in die hand van 'n held, so is jou en my kinders. Ek stel my 'n man voor wat voor 'n reuse taak staan. Hy moet 'n stryd stry, met 'n oorlog stry. Want daar's aanslag wat afgeweer moet word. Daar's oorlog wat gewen moet word. En hy moet heel ander kant uitkom. En hy het geen swaard nie, en hy het geen spies nie, en hy het geen geweer nie, en hy het geen perd nie, maar wat hy wel het, is 'n pyl en 'n boog. En hy het beperkte pyle. Hy het net soveel pyle wat in sy pylkoker kan pas. So wanneer hy 'n pyl gebruik, moet hy seker maak hy tref die teiken. En hy haal een uit en hy kyk na hierdie pyl en hy voel of hierdie pyl gebalanseerd is en of daar enige foutjie op hierdie pyl is van die bokant na die onderkant, en hy doen 'n ondersoek na die veertjie van hierdie pyl om seker te maak dat hierdie veertjie reg is, want as daar die veertjie nie reg is nie, dan gaan hierdie pyl nie reg trek nie, en as hierdie pyl nie reg trek nie, dan gaan die teiken, as dit 'n wildsblok is, dan gaan hierdie wildsblok hoor daar's 'n pyl op pad en hy gaan skrik en hy gaan beweeg en die pyl gaan sy doel mis. Geen pyl word maar net in die lug ingeskiet nie. Nee, 'n pyl is kragtig. 'n Pyl is altyd gerig na 'n teiken. En 'n pyl tref altyd. Op 'n baie keer as ons staan, dan skiet ons sommer net so in 'n rigting in. Ek dink baie maal in ons opvoeding van ons kinders skiet ons baie keer maar net in 'n rigting in. Want ons is so besig om te probeer om te survive. En jy is besig om die pyle te mors van God se koninkryk. Hoor my woorde vandag. As ons dit so gaan doen, is ons besig om te mors met die pyle wat God wil gebruik het as 'n wapen vir die eer van die koning van die heelal. Hierdie psalm word gesing deur mense wat op 'n reistog van die lewe is, en hulle is nou op pad na Jerusalem toe. En nou sing hulle, alles is te vergeefs in ons huis, al ons bouwerk, al ons werk wat gedoen word, as dit nie die Here is wat dit doen nie, dan doen ons dit alles te vergeefs. En so in jou en my lewe, as ons dink met hierdie twee hande gaan ons alles doen sonder die Here, is dit alles te vergeefs. En as jy nog nie kinders het nie, stick around. Dit gebeur nogal vinnig. So hierdie lied herinner ons daaraan dat alles wat ons doen as ouers, in ons eie vleeslikheid, is te vergeefs. En dan is dit skrikwekkend. Want as jy nou mooi begin dink aan dit wat alles deur jou hande gaan, dan is 90% van dit wat deur die hande gaan te vergeefs, en dit wat regtig deur die hande moet gaan, geniet nie daar die aandag wat dit moet kry nie. Ja, kinders is 'n besondere groot verantwoordelikheid. Want as die pyle wat voorberei moet word, vir die oomblik, wanneer God hulle wil gebruik. En dit is vir my nogal getref, toe ek daaraan dink. Hoe is jou en my kinderopvoeding? Hoe is jou en my handewerk in ons kinders se lewe? Ons lewe in 'n tyd waarin die rolmodelle van ons dag nie veel werd is nie. Dis sedeloos en dis goddeloos. Dis vol van die vlees en vol van die wêreld. Maar weet jy is die grootste rolmodel wat jou eie kind ooit kan sien. En as jou kind nie iemand sien wie se hande helde hande is om daardie kind op te voed in die weë van die Here nie, want dit kos helde hande om dit te kan doen. Want jy kan baie maklik soos die res van die wêreld dit doen, maar om dit regtig te doen soos wat God dit van ons verwag, is 'n duur prys, en ons kan nie maar net aangaan asof ons nooit die intensie het om ons belofte voor die Here na te kom nie. Kom ek en jy ons verantwoordelikheid voor God na? Kyk, ons doen dit graag vir die universiteit, né?
Ons kom ons verantwoordelikheid graag na op baie ander plekke, maar kom ons verantwoordelikheid voor God na. Van die beloftes wat ons vir hom maak. Want hierdie kindertjies van ons is pile. En wanneer God jou kind wil gebruik, dan is ons baie keer baie verskonings. Dan is baie keer baie dinge wat ons so besig hou, dat ons nie kom by dit wat regtig saak maak nie. So ek het 2 kort eenvoudige gedagtes wat ek graag wil deel. En ons sien dit in die woord van die Here in vers 4. 'n Pyl word self gemaak. Vers 4 sê, soos pyle in die hand van 'n held, so is die seuns van die jeug. Wat hier geleer word, is die eenvoud dat daardie kindjie wat die Here aan jou kom toevertrou het, is 'n kindjie wat God aan jou kom toevertrou het om in jou hand gevorm te word. En soos wat Robert vertel het, dat elkeen sy eie pyl moet kom maak, so is daardie kindjie in jou hand geplaas, sodat jy daardie kind kan kom vorm, deur die instaatstelling van die Here, afhanklikheid van die Here, om hulle identiteit te kom vorm, deur jou doen en late, hulle persoonlikheid te kom vorm, deur jou en my doen en late. Die Psalm gebruik hierdie beeld, wat eintlik deur die militêr gebruik was, want pyle was nie maar net natuurlike wapens nie, dit was 'n mensgemaakte wapen. En jou en my kinders word in ons hande gesit, as 'n mensgemaakte wapen, wat God wil gebruik vir sy koninkryk. En daardie paar jaar wat jy het om in hierdie kind in te vorm, om gevorm te word, gesny te word, gewaks te word, behandel te word, gebalanseer te word, afgewerk te word, is met hierdie een enkele doel, dat daardie balans in my kind se lewe daar sal wees, wanneer hulle daardie dag die teiken moet bereik wat God vir hulle lewe het. Ja, ons hande is die hande wat ons kinders moet skerp maak. Ons hande is die hande wat ons kinders sterk moet vestig, wat ons kinders goed moet veer. Want 'n pyl sonder 'n punt is nie skerp genoeg nie. En 'n pyl sonder 'n veer het geen balans nie. In die antieke wêreld was pyle met groot sorg gemaak. Nie maar net enige hout was goed genoeg gewees nie. Nie maar net enige proses was goed genoeg gewees nie. Dit was 'n vaste proses. Dit was 'n kunswerk om 'n pyl te maak. Is 'n kunswerk gewees. En weet jy wat is regtig so? Kindersopvoeding is 'n kunswerk. Want jy kan maklik 'n selfoon in sy hand insteek. Jy kan maklik hom net besig hou met die dinge van die wêreld en 'n paar rand in sy hand steek en hy kan maar net soos al die ander word. Of jy kan dit sien as 'n kunswerk vir God, vir 'n wapen. Vir God se koninkryk. Elke deeltjie van hierdie pyle moes perfeksie gewees het. En baie maal het ons baie verlange na perfekte kindertjies. En jy gaan dit nooit hê nie, want ek en jy is nie perfek nie. Maar o vriende, as ons maar net die Here toelaat, om ons te kom help, om hulle te kan toerus, om daardie wapen te wees, wat God wil hê hulle moet wees. Want 'n krom pyl sal nooit die teiken bereik nie. As die balans nie reg is nie, maak 'n pyle geraas. En baie maal is ons lewens meer vol van geraas as van teikens wat getref word. Ja, ons het baie teikens. Maar is ons teikens en God se teikens een teiken vir die pyle wat God aan ons kom toevertrou het. Wat 'n kosbare waarheid om vir 'n oomblik oor te dink. Wie mik maar net met 'n pyl en skiet maar net doelloos en gee nie om as dit gemis word nie. Hoe kan ons dan meer besorgd wees oor 'n stuk pyl as oor die pyl wat God in jou huis kom gee het? Dis 'n groot verantwoordelikheid. Dis nie per toeval nie. Dis diep, dis ernstig. Dan moet ons God vertrou en sê, Here, help ons asseblief. Want deur ons woorde vorm ons hierdie pyle in ons huis. Deur ons teenwoordigheid vorm ons die pyle in ons huis. Deur ons gedrag, deur ons probleemhantering, deur ons verantwoordelikhede, deur ons dissiplines, deur ons voorbeeld vorm ons die pyle wat God vir ons kom skenk het in die pylkoker. Die atmosfeer in my huis, die manipulasie in my huis. Elke deel daarvan is deel van die vorming. In die oorspronklike taal word gebruik, die woordjie wat gebruik word vir hierdie pyle, praat van projektiele of torpedo's, as ek dit so kan sê, wat met 'n boog geskiet moet word. God sien jou en my kind as 'n projektiel vir die koninkryk van God. Wat maak ons met God se wapens? Ons gebruik dit baie keer vir ons eie wapens.
Spreuke 22 vers 6 sê, oefen die seun volgens die eis van sy weg. Dan sal hy ook as hy oud word, daar nie van afwyk nie. Hou hom by die eerste beginsels. Hou hom by dit wat daar voor die kansel beloof was. Hou hom by dit wat God se standaard is, en die res sal gebeur. Deuteronomium 6 vers 6 en 7 sê, en hierdie woorde wat ek jou vandag beveel, moet in jou hart wees, en jy moet dit in jou kinders inskerp, en daaroor spreek, as jy in jou huis sit, en as jy op pad is, en as jy gaan lê, en as jy opstaan, ook moet jy dit as 'n teken bind op jou hand, en dit moet as 'n voorhoofsband tussen jou oë wees, en jy moet dit op die deurposte van jou huis, en op jou poorte skrywe. Sjoe, groot verantwoordelikheid, hè? Is daar die woord van die Here so diep ingekerf in jou ingeets, dat dit in jou hart is, en jou kind sien dat die woord van God is op jou hart. As jou kind na jou lewe kyk, as jou kind na jou handel en jou wandel kyk, sien hy dit. Nou in die Joodse kultuur het hulle hierdie gebruik, dat hulle gaan letterlik, en hulle doen dit letterlik. Hulle vat nou 'n mezuzah, en hulle sit hom daar, by elke deurkusyn sit hulle 'n mezuzah vas. Dis die herinnering. Binne in hierdie mezuzah is daar nou 'n stukkie van die woord gebeure, 'n belofte van die Here, 'n opdrag van die Here, en 'n gebed wat gebid word, en elke keer as hulle by hom verbystap, dan soen hulle hom, en hulle herinner hulle self, ons moet aan hierdie ding getrou wees, hierdie woord is ons standaard. Ja, hulle sit dit letterlik op hulle voorkop, soos daar die ou op die linkerkant, om hulle gedagtes te fokus op die woord van die Here. Dit gaan nie oor die fisiese knoppie voor jou kop nie, dit gaan oor om die herinnering te hê, om die heeltyd die woord van die Here te oordink. En dan sit hulle op die linkerarm, want die linkerarm is na aan die hart. En dan bær hulle die woord na aan die hart. En hulle pas hierdie woord op en hulle koester die woord. So wanneer hulle kinders na hulle kyk, dan sien hulle dit. Hier's 'n pa en 'n ma wat leef vir die koning. So wat is die tekens in jou huis? Is dit sigbaar vir jou familie en jou kinders en jou mense? Wat is die teken op die pad, terwyl jy so gaan van die een plek na die ander plek? Sien jou mense, dat jy hierdie voorbeeld leef? Waar jy tot rus kom, waar jy opstaan? Hoe deurdrenk is jou en my lewe met hierdie standaard van die woord van die Here? Want al wat hy eintlik vir ons sê is 24/7. Is ek en jy verantwoordelik vir die wapens van God se koninkryk? Hoekom ons 'n gesegde wat sê, drups off? En ek en jy het 'n groot verantwoordelikheid. Hoe hanteer ons probleme? Hoe hanteer ons konflik? Hoe hanteer ons die belangrike dinge in die lewe? Wag, ons nie eens een tree terug gaan. Wat is vir ons belangrik in die lewe? En as ons kinders na ons kyk, kan sien hulle al die ander dinge is belangrik, maar God se koninkryk is nie so belangrik nie. En ons leer die pyle wat in die pylkoker gesit is, God vir ons kom gee het. En ons leer hulle, dis nie nodig om so ernstig te wees daaroor nie. Chill net so bietjie, wees net 'n bietjie rustig. Ons hoef nie so eng te wees nie. En ons speel speletjies met God se wapens van God se koninkryk. Pyle is nie gemaak om net mooi te lyk nie. Pyle is gemaak om gebruik te word. Hy sê geen held het 'n pyl sonder die doel om gebruik te word nie. Elke een van die pyle wat God vir ons gee, het God 'n doel mee. Daar's nie een enkele een, of jy nou gedink het jou donkie is 'n reisiesperd of jou reisiesperd is 'n donkie, maak nie saak wat ek kan dit gaan nie. Dit bly God se wapen vir God se koninkryk en hy wil hulle gebruik. En ek en jy het 'n deel aan die vorming van hierdie pyle. So word ek en jy geroep om daardie werk te doen. Dit is nogal moeilik. Want baie keer weet hulle hoe om 'n vleeslike doel te bereik. Maar hoe gereed is hulle om daardie geestelike doele te bereik? As jy nou alles vandag moet definieer, en alles in jou lewe moet vat en sê 1 tot 10, dan dink ons vir onsself, as ons nou dink in die onderwys, het ons hulle 1 tot 10 gegee, en ons het hulle 10 gegee. En nagraadse studies, nee, ons het hulle 10 gegee. En potensiaal in die lewe, nee, ons gaan hulle 10 gee. En al die dinge in die lewe gaan ons hulle 10 gee, en as ons hulle kan 15 gee, sal ons hulle 15 gee. Maar die koninkryk van God, o gats. Weet jy toch, lees ek in Lukas 15, daar was 'n vader wat sy seun laat gaan het. Want hy het verstaan, daar's 'n groter doel. En hy het verstaan, daar waar sy hande ophou, daar begin die Here verder werk. Jy sien, maar om gebruik te kan word, moet 'n pyl gerig word. Dis ook my praat van hierdie woorde, 'n pyl is in die hand van 'n held. Ja, hy kan in die hand van 'n hooligan wees, en dan gaan hy op snaakse plekke opeindig.
Hy kan in die hand van 'n lunatic wees, nou gaan hy op snaakse plekke opeindig, maar in die hand van 'n held word 'n pyl gerig. Vriende, ek en jy is verantwoordelik om ons kinders se lewens te rig. Ek en jy is verantwoordelik om daardie werk te doen, om daardie spesiale pyl te wees wat God met hulle wil hê hulle moet wees. En ons is geroep om ons kinders se lewens te rig. En as ons hom toelaat om ons lewens te rig, kan ons kinders se lewens rig. En as ons hom nie toelaat om ons lewens te rig nie, weet jy wat? Kan jy nie jou kind se lewe rig nie. Ons rig ons kinders as ons hulle leer van Romeine 12. Wat sê ons moet vernuwe word in ons gedagtes dag vir dag. Ons moet anders dink oor die lewe. Ons moet anders dink oor die belange van die lewe. Ons moet anders leef, anders bereken, anders doen. Ja, ons moet ons kinders rig op die ewige. Jy sien, ons rig ons kinders baie op die tydelike, maar rig jy regtig jou kind op dit wat ewigheidswaarde het. Ons rig ons kinders op baie dinge, maar rig ons kinders op dit wat blywend is. Hoe ons besigheid doen, rig ons kinders. Hoe ons besluite neem, rig ons kinders. Hoe ons met ons finansies omgaan, rig ons kinders. Hoe ons ons godsdienst bedryf, rig ons kinders. Hoe ons met ons mense rondom ons werk, rig ons kinders. Soos 'n pyl moet ek en jy ons kinders rig in die rigting van God se eer. Soos 'n pyl moet ek en jy ons kinders rig in die rigting van God se koninkryk. Want as ons dit gaan doen, nie gaan hulle die koninkryk van God mis. En soms is ons so tevrede. En ons mis die koninkryk van God. En ons kan nie minder gepla wees soos waar ons kinders gaan uitkom nie. Het jy al die fout gemaak? Mik jou kind vir die eer van die Here, vir die lof van die koning, vir die troon van die heelal. Want ek herinner jou, daar's 'n vers in die Bybel wat sê, elke knie sal voor hom buig, en elke tong sal hom bely. En as jy jou kind nie geleer het van dag 1 af, dat hy bruikbaar moet wees vir die koninkryk van God nie, dan gaan daar 'n dag kom, wat as hy nie sy knie wil buig voor die Here nie, sal God sy knie vir hom buig. En hy kan jy dobbel baie maal met die pyle van God se koninkryk. Hebreërs 12 vers 5 tot vers 7 sê, en julle het die vermaning heeltemal vergeet wat tot julle as seun spreek. My seun, ag die tugtiging van die Here nie gering nie, en beswyk nie as jy deur hom bestraf word nie, want die Here tugtig hom wat hy liefhet, en hy kastei elke seun wat hy aanneem. Dis die verantwoordelikheid wat ons het. As ons kinders na ons kyk, hoe sien hulle hanteer ons die tugtiging van die Here? Nee, ons is rebels. Man, ons kan hard wees, ons kan moeilik wees, ons kan swaar wees. Ek lees van 'n boogskutter, het eendag gesê, 'n pyl weet nie waarheen hy gaan nie. 'n Pyl weet net dat hy vlieg. Die rigting is die een wat hom skiet se verantwoordelikheid. Dis hoe groot dit is. Daardie pyl wat God in jou pylkoker kom sit, het weet nie waarheen hy gaan nie. Ek en jy is die een wat sy rigting gaan bepaal. En hoeveel keer mik ons meer vir die aardse, vir die tydelike, as vir die ewige. O vriende, ons is op gevaarlike grond. Kyk, as jy nou wil moeilikheid maak, gaan karring nou met Iran se wapentuig. As jy nou wil groot moeilikheid maak, gaan sukkel met Amerika se wapentuig. Kan ek jou gou sê, as jy wil regtig moeilikheid hê, karring met die pyle van God se koninkryk. Inteendeel, hy sê dit in die woord van die Here vir ons so baie mooi. Enige iemand wat die kindertjies vinder om na hom toe te kom, is beter vir jou om 'n meelsteen in jou nek te hê en in die dieptes van die see te val. Want jy beter met die koninkryk van God se wapens. En daarom moet ons nie ons kinders vertore nie. En daarom moet ons vir die Here vra, Here, help ons asseblief. So ek vra jou vandag, waarin is die pyle wat God jou gegee het teen op pad? Is hulle pyle vir die koninkryk? En as jy nog nie kinders het nie, wees so versigtig as jy kinders het, dat jou pyle net een rigting ken. En dis die koninkryk van God. Vers 5 sê, gelukkig is die man wat sy pylkoker daarmee gevul het. Hulle sal nie beskaam staan as hulle met die vyande in die poorte spreek nie. Hierdie woorde, hulle sal nie beskaam staan nie, is 'n kosbare gedagte. Hy sê,
As jy doen wat jy moet doen voor die Here, as jy hierdie pyle wat God nou kom toevertrou het, so vorm met daardie sorg, daardie kunswerk doen en dit inbou met alles wat jy het, so daardie pyl, die perfekte pyl kan wees wat jy kan doen, deur die instaatstelling van die Here, sal daar 'n dag kom wat jy nie gaan skaam wees nie. Wat 'n dag gaan dit wees? Hoor mooi. Hy sê dit gaan die dag wees wanneer die aanslag in die poorte gaan wees. So wanneer die aanslag na jou kant toe kom, dan wil God jou kinders gebruik. En baie maal is ons ver van die merk af. Baie maal is ons ver van dit wat God wil doen. En ons kinders ly die skade. In jou huis het jy God ernstiger nodig as jy ooit gedink het. Want jou pyle, jou kinders, is pyle in die koker wat God vir jou kom gee het. En elke pyl wat God vir jou kom gee het, is 'n individuele pyl wat gevorm moet word. Elke kind word anders gedissiplineer. Elke kind word anders geleer. Elke kind word anders gevorm. Elke een moet individueel gedoen word. Pyl vir pyl. En daardie pyl is gemaak om gestuur te word. Om gebruik te word. Daardie pyl moet gerig word. Daardie pyl wat God vir ons kom gee het, moet die teiken bereik wat God bestem het. So waarin is die pyle wat God vir jou gegee het, een op pad? Mik hulle vir die eer van mense? Mik hulle vir die luste van die lewe? Mik hulle vir die suksesse van die hier en nou? Mik hulle vir die eer van aansien? Of mik hulle vir die eer van God? Mik hulle vir die lof van die Here? Mik hulle vir die troon van die heelal? Dis die taak waartoe God vir jou en vir my kom roep het, as ouers. Hoe werk jy aan die pyle van God se koninkryk? En hoe speel jy baie keer speletjies met dit wat God aan jou kom toevertrou het, vir sy oorlog? Nie my oorlog nie, vir sy werk. Ek lees, hulle sê hierdie mense wat met hierdie pyle werk, is nie roekeloos nie. Hulle ruil nie pyle om nie. Okay, vat jy my pyl, dan gee ek jou my pyl. Nee, my pyl is my pyl en jy los hom uit. Want ek ken my pyle. En ek weet wat gedoen moet word, en ek weet wat die verantwoordelikheid is, en ek weet waar my pyl gaan tref, want ek weet wat my pyl se floors is. En so het die Here vir jou 'n kindjie gegee, en jy ken sy floors. Jy weet die ou bloetjie wat jy het, is toe nou nie so perfek soos wat ons gedink het nie. En dis okay. Ons moet maar net alles doen wat ons kan doen. En ons moet hulle ken soos wat hulle is. Want God ken hulle soos hulle is. Daarom moet ons leer om ons kinders te aanvaar. Jy sien partykeer, dan maak ons so, ons kinders moet al die rekords breek wat ons nooit kon breek nie. Ons kinders moet al die dinge behaal wat ons nooit kon behaal het nie. Ja, gaan ons druk hulle ou mat. Hulle moet net elke rekord met hulle breek, hulle moet net elke ding moet hulle doen. Al die goed wat ons nooit kon by uitkom nie, moet hulle almal gedoen kry. En ons speel speletjies met God se pyle. En dis wat die Here van ons verwag. Om maar net die verantwoordelikheid diep in ons harte te bære. Om die woord in ons hart in te laat graveer. Dat dit ons denke sal vul, dat ons kinders dit sal sien, dat dit sigbaar sal wees, dat dit na in ons hart is, dat ons dit sal koester, dat ons dit sal lewe, dat ons daardie standaard van God se woord ons deel sal maak, en daardie pyl wat God om my toevertrou het, sal ek vorm en sal ek werk met daardie ywer, sodat God hom kan gebruik wanneer God hom wil gebruik. Hoe mag die Here ons help? Om in hierdie gemeente die pyle van die koninkryk van God, wat die volgende geslag moet wees, wat die stryd moet stry, met groot ywer mee sal werk. 'n Klein ou lyfie soos klein Wilmien kan dalk die volgende president van die wêreld wees. Wat maak ons as daar 'n volgende Moses tussen ons sit? Wat maak ons as daar 'n volgende Paulus tussen ons sit? Wat maak ons as God 'n groot en wonderlike plan het? En ons speel speletjies met God se wapens. Hoe mag die Here ons help? Ons buig ons harte en bid ons saam. Wonderlike Here, ons aanbid U vir die voorreg vandag om te weet dat die kindertjies wat U vir ons gee, Here, is nie maar nog sommer net nie.
Dis 'n geskenk uit die hand uit, ja. Dis 'n groot verantwoordelikheid. Ja, Here, dis die wapens van u stryd. Dis die wapens van u koninkryk en ons kan so baie maklik besig wees om maar net om te gaan met dit wat u vir ons geskenk het, sonder dat ons besef wat die erns daarvan is. So Here, help ons asseblief, dat ons met helde hande sal werk, sal ywer, sal vorm, sal bou. Ja, Here, saam met u. Want as u nie bou nie, te vergeef sal ons bou. En as ons nie waak nie, Here, dan sal altyd u wat vir ons waak. Dankie dat ons saam met u kan staan, saam met u die verantwoordelikheid op ons skouers kan neem. Dankie Here dat u ons in staat stel om daar die pile wat u ons toevertrou het, met soveel ywer te bedien, te vorm, te werk, sodat hulle bruikbaar kan wees op die dag wanneer u hulle wil gebruik. Dankie Here wat ons weet, as ons ons verantwoordelikheid nakom, sal daar nie 'n dag kom van skaamte in die poorte, wanneer die aanslag kom. Maar dankie dat u weet wat nodig is. En u het vir ons pile gegee vir elke stryd. U het vir ons pile gegee vir elke oorwinning. Here, help ons om hierdie kindertjies wat u vir ons kom gee, of reeds gegee het, so te vorm, vir u lof, vir u eer, vir u heerlikheid. Ons bid dit met verwagting in ons harte, en in Jesus naam. Amen. Vriende, kom ons staan en sing ons 'n lied saam met diens mee af te sluit. Ontvang die seën van die Here, gaan sy wonderlike vrede. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons hemelse Vader en sy teere opsoekende gemeenskap met elkeen wees, met elkeen bly.